Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. En ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee want ons is geseënd deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Met net een link kan jy registreer vir ons events, finansiële bydraes maak, na ons preke en podcast luister, deel word van 'n bediening en nog meer. Scan die QR-kode en save die link op jou appscreen om dit maklik te kry. Ons het elke Vrydagoggend 6 tot 7 'n geleentheid waar manne saam kan koffie drink, lewe share en saam bid. Ons hoop om jou daar te sien. Woensdag het 'n span van ons vennote die polisie ondersteun by strand. Die polisie het 'n beach battle gehad en dit was so wonderlik om net daar te kan wees, om die polisie te ondersteun, hulle te motiveer en net vir hulle dankie te sê vir alles wat hulle doen. Baie dankie aan elke persoon wat deel was van hierdie dag. Goed, so ons is hier in seker die grootste kerksaal in die Weskaap, Bellville NG Kerk. In 'n radius van 'n kilometer van ons af sit ons met die Bellville polisiestasie, ons sit met Bellville stasie. Weet jy wie vir julle al daar verby gery het en gesien hoeveel daai groot plakkerskampe daar is nie. So 'n kilometer van, net so bietjie meer as 'n kilometer van die taxi rank af. So Mes se hoofkantoor is ook hier by ons. Hierso sit ons in die hartjie van seker die grootste een van die grootste noodstukke of gedeeltes met 'n klomp nood in waar ons is. En daarom dink ek is dit baie ideaal dat ons jaar hier by Street Store, ons Street Store hier gaan hou. Ons droom saam met Doxa is dat ons 2000 mense kliënte sal kan hê. Ons wil graag vir hulle kos gee, ons wil vir hulle klere gee, en ons wil hulle net met Jesus Christus se liefde bedien. In 2007 het Dr. Douwe hierdie huis in Uitsig gekoop om 'n veilige tuiste vir babas sonder 'n heenkome te skep. Sedertdien kon hy Tembisa al meer as 480 babas help deur om vir hulle liefde en versorging te bied, iets wat natuurlik elke kind verdien. Om so 'n huis onderhou kos natuurlik baie geld en byvoorbeeld terwyl hierdie gras 'n baie lekker speelarea maak, word dit verskriklik warm in die somermaande wat klein voetjies baie seer kan brand. 'n Afdak sal dan nuttig gepas kom, nie net om die gras koeler te maak nie, maar ook om die huis af te koel. Hierdie is byvoorbeeld 'n baie groot probleem, heeltemal te min spasie vir 10 klein lyfies se wasgoed. Daar is ook 'n paar strukturele probleme by die huis, soos hierdie onstabiele muur.
Hier is ook 'n verstopte drein wat aandag nodig het. So hier is net 'n handjievol van die probleme waarmee hy Stembiso spook. En as jy kan en graag wil help, maak seker die kontak taksodye of hy Stembiso direk. So vanoggend gaan ons aan met hierdie reeks wat ons in is, wat ons gesels oor die laaste woorde van Jesus aan die kruis. Ons het hierdie kruis hier gesit en elke week sit ons van die woorde op. Nou, ons praat nie oor al 7 nie, ons praat oor so 5 van die 7. En vanoggend praat ons oor 'n baie interessante ene as ons gesels oor die woorde wat Jesus gesê het, Eli, Eli, lama sabachthani. Nou, dit is 'n interessante een, want daar's verskillende prentjies en ouens, almal het 'n ander, ek dink dalk 'n manier hoe jy uitdrukking wil gee, en party van ons wil sê dit is nie regtig soos hy dit bedoel het nie, anders sê is presies wat hy bedoel het, en so aan. Maar ek dink om te sê die plek waar hierdie hele reeks gaan is die plek waarvan af hierdie woorde gesê is so amazing, want dit is die keerpunt, die hoogtepunt, die middelpunt vir elke kind van die Here, en vanuit hierdie posisie waar Jesus letterlik aan 'n kruis hang, maak hy sekere uitsprake, en hy het dit nie net gesê om sy asem te mors, hy het dit gesê vir 'n spesifieke doel en 'n spesifieke oomblik, en vir ons, en dit het so groot impak dat hier waar jy vandag sit en bekommerd is oor die petrolprys of oor die rentekoers of oor die BTW of noem dit, en al die goed wat miskien deur jou kop gaan, het Jesus selfs jou in gedagte gehad toe hy die woorde uitgespreek het. En weet julle, as ons baie keer maar net ons alledaagse uitdagingkies so een kant kan skuif en sê, Here, maar wat het U actually vir ons kom sê aan die kruis? En hoe dit my lewe kom verander? En dis waar vandag gaan. So lees saam met my daar in Matteus 27 in die 53 vertaling staan geskryf. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde, en tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, en dit is my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê hy roep, Elia. Nou, die oomblik as jy dit lees, jy ken dit so goed, maar die oomblik as jy dit lees, dan besef jy, miskien was daar vir so 'n oomblik 'n bietjie verras, die mense was verbaas, en daar was 'n bietjie verrassing, en wat het nou gebeur? Ek bedoel, niemand het presies op 'n oomblik dalk besef wat aangaan nie, en die wat dalk min of meer gedink het, hulle het 'n idee, was nie presies seker wat aangaan nie, want ewe skielik is daar 'n duisternis. Nou ons verstaan ook die duisternis, dis ook seker die eerste keer toe iemand gekruisig is, jy weet, dat daar ewe skielik 'n duisternis plaasvind. So die ouens het gedink, wat gaan nou hier aan? Hoekom sonsverduistering, hoe werk hierdie goed? En dan sê Jesus iets wat die ouens in Hebreërs dalk anders gehoor het as die ouens in Aramees, want ons verstaan daar so 'n bietjie 'n prentjie van verskillende ouens sê verskillende goede oor hierdie spesifieke gedagtes. So vir die ouens wat ons in die Bybel het, die Hebreëse vertaling wat sê, my God, waarom het my verlaat? Dis daar ook 'n vertaling, dit is nie regtig heeltemal miskien as 'n vertaling gebruik nie, maar erken nie, maar dit is die Peshitta, maar interessant is, dit is die Arameese vertaling, of die persone wat hom geskryf het hom direk vanuit Aramees vertaal, en dan staan daai verklaring of verduideliking is iets soos, for this I was spared, my God, why have you forsaken me? For this, sê die Aramees dan direk so vertaal, for this I was spared, vir hierdie tyd, vir hierdie oomblik, hierdie is die roeping, vir hierdie moment, I was spared for this. Nou, dis die twee verskillende goede. So as jy die ene vat wat sê, for this I was spared, is dit asof jy kan sê, Jesus wil daar kom hang in die kruis, en hy wil kom sê, hy maak 'n verklaring en sê, hierdie oomblik, dis waaroor dit nou gaan, alles in die hele geskiedenis, van die beskepping se begin, kom neer tot op hierdie punt, hier waar dit nou is, alles in die verlede wys na hierdie punt toe waar ek nou is, en alles in die toekoms gaan terugwys na hierdie punt toe. This is the moment, the center, die belangrikste oomblik in die geskiedenis wat daar ooit was en ooit sal wees, this moment. Dis waar alles draai. Maar dan kom ons op en vra, maar Jesus, vir wat is U dan
gespaar. Jy weet, as ons die oomblik daartoe gaan en sê, wat het presies hier gebeur op hierdie oomblik op die kruis? Nou Galasiërs 3:13, ek het dit in die eerste week so vinnig ook aangehaal, wat daar staan Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Dis wat gebeur het, dis waarvoor hy gespaar is, die hoogtepunt, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. So Christus sê, I was spared for this, om 'n vloek te word, om die vloek van die wêreld te dra op hierdie oomblik. Dis waarvoor dis my bediening, dis waaroor dit gaan. Met ander woorde, hy is gespaar om vir ons te sterf. Die ander een is om ons verhouding met God te herstel. Dan is hy ook gespaar om ons sondes te vergewe, en dan natuurlik, sodat ons nooit dit wat hy beleef het, hoef te beleef nie. Ek wil, dis wat ons almal verstaan. Christus het gesterf aan die kruis, om iets vir ons, 'n oorwinning te bring, en die grootste oorwinning is, dat ons sondes vergewe is, dat ons dit wat hy moes beleef het, en deurgemaak het op die kruis, nooit te beleef nie. En dit is wat Jesus beleef het, as jy nou na vat, hoe daar gehang het, en jy verstaan nou hoe hy vertaal is in ons Bybel vanuit die Hebreëus wat dan sê, my God, waarom het U my verlaat? Jy weet, om te sê dat Jesus amper wil sê, maar dit wat ek hier beleef, hierdie pyn, hierdie, ek wil sê vernedering, dit wat ek moes deurgaan, om te sê, my God, hierdie oomblik van verlatenheid, dit voel so of God nie betrokke is, die Vader nie betrokke is nie, om te sê dat julle dit nooit ooit hoef deur te maak nie. Dis hoekom ek gekom het, dis hoekom ek hier is. En hy spreek hierdie woord, hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Nou ons beleef het ook, hy skryf daar van Dawid, tot en met daar, die voetspore in die sand. Jy weet, vandag nog praat ons daarvan en sê, Here, maar hoekom was daar tye in my lewe, as ek terugkyk en besef ek, die moeilikste en die donkerste tye van my lewe, voel het of U my verlaat het, en Jesus, U sê dan ons hoef dit nooit te beleef het nie, partykeer beleef en ek skryf het prakties in jou kantoor, jy sit daar en besef, maar dinge loop net nie soos dit moet loop nie, as ek kyk na my besigheidse finansies, my God, waar is U, of miskien selfs in jou bed in die aand as jy daar lê en die dinge gaan deur jou kop, dan voel jy, maar God is ver, waar is U in jou kar? Jy weet as jy in jou kar, hoe gedagtes deur jou kop begin maal, as jy in die verkeer sit, en selfs in die kombuis, of selfs tussen 'n klomp mense, jy sit miskien tussen 'n klomp mense, en almal is daar, en jy voel of God ver is. Jy voel, dis 'n tydperk waar jy amper saam met Jesus kan uitroep en sê, my God, waar is U? Hoekom antwoord U my nie? Hoekom voel ek so alleen? En dan skryf ek daar, hierdie gedeelte wil eintlik vir jou vanoggend kom sê, maar Christus het Gods verlate gevoel, sodat ons dit nooit ooit hoef te beleef nie. Nou weet jy, dis die goed wat ons baie keer preek. Ons preek hierdie goed en sê, vat dit, gaan nou uit en gaan leef dit. Dan dink jy, ja, Rian, dis maklik om dit dalk van vooraf te sê, maar weet jy wat, as Christus dan aan die kruis gesterf het, sodat ek nooit hoef te voel dat ek is alleen nie, hoekom voel ek dit dan soms? Hoekom baie keer gaan ek deur hierdie moments waar ek alleen is? Nou ek wil jou hierdie gedeelte van moeder Teresa net 'n bietjie oor haar lewe gesels. Nou sy het 'n klomp briewe geskryf wat na dood in 'n boek saamgebind is, en sy het dit geskryf vir haar mentors, mense met haar geestelike leiers, wat input in haar lewe gegee het. En as jy die goed lees, dan besef jy, sy het 'n tydperk beleef, in die boek se naam wat dit in geskryf is Come Be My Light, en van die goed is so negatief, dat sy skryf die volgende, sy sê, the place of God in my soul is blank, there is no God in me. In the darkness, Lord, my God, who am I that you should forsake me? The one you have thrown away as unwanted, unloved, I call, I cling, I want, and there is no one to answer, no one on whom I can cling, no one alone. Nou as jy dit lees, en jy ken die prentjie van moeder Teresa, en jy dink myself, as sy so gevoel het, in haar ministry, waar kom dit vandaan? En miskien voel dit van die een kant, wow, dan mag ek ook seker daarom nou en dan voel ek is Gods verlate. Ek bedoel, as iemand wat ons na verwys, as seker een van die grootste
ek wil sê saints wat geleef het op aarde, wat net vir arme mense en vir siek mense in Indië gehelp het en net versorg het en 'n ministry van jare gehad het en eintlik is dit wat sy gaan neerskryf het van hierdie goed, wat mense na die tyd gesê het, as hulle dit lees, dan sê hulle, maar sy was seker maar net 'n skyn heilige mens, want hoe kan, sy het net voorgegee, want hoe kan dit wees, dat dit is hoe sy voel, haar deepest, innermost thoughts, is dit die goed wat sy beleef, maar dan gaan sy uit en vertel die mense, God is goed, en die Here voorsien, en die Here sorg. Jy sien, daar's 'n John of the Cross, hy was 'n Spaanse digter gewees, maar hy was ook 'n teoloog, hy het 'n gedig geskryf, so tussen 1577 en 79, met die naam van Dark Night of the Soul, en die ouens verwys na Moeder Teresa se tydperk wat sy beleef het, as 'n Dark Night of the Soul. Nou, John het gefokus eintlik maar op genesing vir jou siel te kry, en hy het hierdie goed juis gaan skryf oor dit, salvation, en dan geskryf oor genesing, maar spesifiek vir die sielsdimensie, en hy het hierdie poem gaan skryf, en ek het hom nie opgesit nie, want dit gaan nou te lank vat om nou die gedig ook te lees, maar ek wil sê waar dit gaan, maar spesifiek oor the dark night of the soul, daai oomblik wat 'n mens voel en beleef, dat God het jou verlaat, of die Here is ver, hy is nie daar nie. En Moeder Teresa het hierdie dark night of the soul moment in haar lewe aangegaan vir net so amper 50 jaar. So dit was nie een dag of 'n maand nie, dit is nie 3 dae nie. So omtrent 50 jaar lank het sy geworstel met hierdie dark night of the soul. Hierdie, my God, waarom het U my verlaat? Daai moment. Partykeer beleef jy dit, en partykeer beleef ons dit, en in my eie lewe het ek dit al beleef, ek wil vir eerlikwaar sê, ek het al vir die Here gevra op 'n stadium, en gesê, Here, maar hoekom voel dit asof U nie hier is nie, hoekom voel U so ver, en dan die prentjies wat jy partykeer dan doen, is jy weet die waarheid, jy weet God is by jou, maar dit voel nie so nie, en jy sien hom nie, en jy beleef hom nie. Nou, een van twee goed kan gebeur in daai oomblik van jou lewe, of jy kan jou rug totaal en al op God draai, of jy kan jou rug 100% nog meer na hom toe draai, en meer fokus, en meer hardloop, en sê, but I know you are there. So die prentjie van in hierdie gedig, het hy hom interessant gevat, hy het hom so in 3 dele, 3 fases gaan inskryf, en net so vinnig deur wat dit eintlik is, 'n kommentaar oor die gedig sê die volgende, dat die eerste is a stage of departure in your soul. That is, the soul begins its journey by detaching itself from worldly affections and undergoing true mortification. Verstaan jy, dis daai begin amper waar die van 'n departure of your soul, I said to reach a new life filled with delight in God, om daarby uit te kom, but this is the beginning. Die tweede fase is waar ek dink Moeder Teresa en baie van ons self dalk soms mag bevind, waar hy sê the stage of purification. Hy sê that's a phase characterized by confusion, helplessness, stagnation of will, and a sense of God's withdrawal. This represents the soul's final unselfing, ek hou van daai woord, oneiening, nie onteiening, nie oneiening, unselfing, and surrender to God's hidden purposes. Dis waar jy so 'n bietjie ontslaa raak van die goed, daar's iets wat gebeur in hierdie tyd, dis 'n ding van introspeksie, iets wat jy begin 'n vraag vra, en begin sê dat, why, en dis waar hy kom, waar is die Here, en jy begin hierdie goed te vra, en dan die derde stage, wat in die gedig amper vir ons wil skryf is, the stage of union. The soul achieves its ultimate goal, union with God, the ultimate reality. Here it attains a transcendental level, and it's free for a divine purpose. My Engels is nou op, julle het nou agtergekom. Okay. Die prentjie is om jou te bring by 'n plek van waar jy net weer met God unite vir iets niets. En partykeer kan dit weer in jou lewe gebeur. Jy gaan partykeer deur so 'n tyd, hierdie oomblik van hierdie dark night of moment, net vir 'n oomblik, nie net vir 'n oomblik, miskien vir 1 of 2 of 3 keer in jou lewe, dalk meer. Maar elke keer vat dit iets anders toe. So iemand gaan skryf toe hierdie kommentaar oor hierdie boek, wat vir my so mooi is, van Moeder Teresa, wat sê, but what feels like abandonment is far from it. The painful sense of being rejected by God is actually a purgation of the sense and the spirit that prepares the way for an inflow of God into the soul. Is nie mooi nie? Amper jy voorberei vir something's going to happen. There is no set time limit for a dark night.
of the soul, although most do not last as long as Mother Teresa's did. Nor does the dark night mean that the sufferer has ceased to believe in God, although intense doubts can arise. So the dark night of the soul moments. So is eintlik iets wat met jou begin gebeur om jou voor te berei vir iets. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, maar net voor ons by dit kom, want Jakobus leer ons oor dit. Jakobus geskryf oor 'n dark night of the soul in die Bybel, ons gaan nou daarby kom. Maar net voor ons daarby kom, ek dink die eerste vraag is vir oggend, hoe leef ek in donker, eensame tye? As jy vanoggend hier sit en jy is op 'n goeie plek in jou lewe en dit dank die Here daarvoor. Mag getuig vir iemand. As jy vanmôre sit en jy sê, I'm there, Rian, ek is daar, ek voel hom. Dis 'n donker tye wat ek so 'n bietjie vat, hierdie stil tye, hierdie oomblikke wat dit voel asof die Here eintlik stil is en hy praat en daai oomblikke, hoe leef ek in daai tye? Nou die eerste wat jy moet weet is wat die woord daaroor sê, Hebreërs 13 vers 5, daai laaste gedeelte, 'n aanhaling van Josua 1 vers 5, en hier is die Amplified, en dis wat die Here sê, dis wat God sê oor dit, hoor dit baie mooi, hy sê, for he has said, I will never, under any circumstances, desert you, nor give you up, nor leave you without support, nor will I in any degree leave you helpless, nor will I forsake or let you down or relax my hold on you, assuredly not. Wonder ek so baie Engels vanoggend ingesit. Maar die Amplified gee net vir jou, hy wil vir jou sê, definitief nie, ek gaan jou nie alleen los nie. Hoor wat sê die woord, dis 'n belofte wat die Here sê, ons lees dit vanuit 'n gedeelte wat spreek vanuit Josua, maar hy kom sê, maar luister, ek wil dit definitief vir jou sê, ek gaan jou nie verlaat nie. So as jy voel ek is nie daar nie, moet jy weet ek is daar, jy voel my net nie, of jy beleef my net nie, of as dalk 'n stilte wat jy beleef, maar dit beteken nie dat ek nie daar is nie. En dan nog net 'n gedeelte wat daarby ingaan, wat Jesus self sê vir ons in Matteus 28:20, sê hy, I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstance and on every occasion. Dis wat Jesus self vir jou kom sê. Hy sê, hoor as jy hierdie twee gedeeltes vat, dan sê soos in, hoekom kan ek enigsins ooit twyfel of wonder of Christus of God of God verlate is? Die Here my alleen los. Ek moet nou maar suffer en ek moet nou maar deur hier kom en as ek deur die ander kant is, dan is dit asof okay, nou is die Here weer hier. Verstaan jy maar daai donkerste tyd, Here, waar is hy? En asof Jesus vir jou sê, maar hoor net gou, voor jy nou verder gaan om te dink, hoe leef jy in hierdie tyd? Hoor net eers die belofte. Dis wat ek vir jou sê, ek is by jou. Die Here wil vanoggend vir jou sê, ek is by jou. Ek is daar. So, maar dan vra jy, maar wat is die rede, Here, as jy by my is, wat is die rede vir stilte? Hoekom stil wees? Ek dink die grootste antwoord, Jakobus wil ons hier kom leer, ons groei. Jy kan maar mooi gaan kyk. Ek was op 'n stadium, ek moet eerlik met julle wees, ons het hierdie projek gevat van hierdie skuif. Nou dit vir party ouens is dit klein geld, vir my is nogal 'n groot geld. Dit was 'n 700-800 000 rand projek wat ons in 'n jaar moet doen en op tye het ek gevoel, ja, die Here seën ons. En dan was daar tyd gewees, so die einde verlede jaar, waar ek net gevoel het, Here, waar is U nou? Waar dit stil geword het. Jy weet, hoe meer ek soek, hoe minder kry ek. Hoe meer ek bid, hoe minder hoor ek. Hoe meer ek lees, hoe minder verstaan ek. En dit maak ietsie binne in jou. Maar ek wil vir jou sê, die een ding wat ek besef het is, deur 'n tydperk van stilte gebeur daar soveel binne in jou, dat as jy aan die ander kant kom en jy kyk terug, kan jy sê, wow, dankie Here vir daai moment in my lewe, because something changed. Ons almal dink ons het geloof, tot jou geloof getoets word, en dan kom jy agter, dit is 'n geloofstoets wat jy skryf, en daarna kom jy op 'n punt waar jy weer miskien eerlik kan erken en sê, dankie Here, jy het my so baie kom leer oor geloof. So, ons groei in tye van stilte. Nou, Jakobus kom sê dit vir ons, ek skryf hier, dit beteken, God is besig in tye van stilte, dat ons prentjie van hom groter word. Hy vergroot jou prentjie van wie God is. Jy het 'n prentjie van, this is God. En in die oomblikke van stilte besef jy eintlik in dit, maar God is baie groter as dit.
die prentjie en die beeld en die verstaan wat ek van hom gehad het, is eintlik maar klein. Die ander ding is, dit help jou om standvastig te wees, om standvastig te bly, om nie te wankel nie, om nie van die spoor af te gaan nie, om nie te begin twyfel nie, om te sê, Here, maar as die woord sê, U is by my, U is altyd by my, U is nooit weg van my af nie, dan gaan ek standvastig bly staan op die woord. En dan natuurlik die ander een is, ons moet toelaat, en dis vir my die groot ding wat ek uit hierdie proses kan uithaal, ons moet toelaat dat die proses, ons moet die proses nie haas nie. Ons moet toelaat dat die proses sy gang gaan in ons, nee. Ons moet toelaat dat dit wat die Here aan ons wil bereik, moet hy bereik. Moet dit nie rush nie. Moenie gaan en sê, okay Here, dis nou genoeg, ek gee nou op, ek gee nou oor, luister jy, ek gooi nou my toys, ek is nou klaar, ek gaan nou ophou kerk toe gaan, ek gaan nou ophou Bybel lees, ek gaan nou ophou luister wat die pastoor sê, of wat iemand, ek is nou klaar, ek is nou moedeloos. Moenie dit doen nie, want dan het jy 'n halfpad gekom tot wat die Here besig is met jou. Dis so goed soos jy speel 'n goeie rugby game en halfpad draf jy nie op nie, want die ref is nou teen jou. Verstaan? Jy gaan nie weet hoe die oorwinning proe aan die einde as jy dit nie deurdruk nie. So, hy kom skryf dit vir ons, in Jakobus 1 vers 2 tot 4 sê hy, consider alweer Engels, okay, maar hierdie is die NIV, hy sê, consider it pure joy. Daar's 'n rede hoekom ek ingesit het, daar's 'n rede vir elke vers wat ek kan sê. Hy sê, my brothers and sisters, whenever you face trials and many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, okay? So die toets kom, dit bring perseverance, en dan sê hy, hoor mooi wat sê NIV, let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete. Hy sê, laat hierdie doel, dit wat jy beleef, laat dit sy job kom doen. Finish its work. Hy sê, so that you may be mature and complete, not lacking of anything. Hy sê, voordat jy hierdie beleef het, was daar miskien goed in jou lewe waar jy 'n bietjie, there was lacking, something was lacking. Maybe something was incomplete. Maybe daar was nie 'n vol prentjie van maturity nie. Oor goed wat jy verstaan het in jou geloof of wat ook al nie. Hy sê, laat hierdie proses sy gang gaan. Hy sê, laat hy sy werk binne in jou klaar maak. Dan gaan dit wat jy bietjie gelek het, gaan kom op en dat jy dit nie meer nodig het nie. Ag, dat jy nie meer tekort het nie. Daar's 'n prentjie van complete wat binne in jou plaasvind. As jy toelaat. Dis wat gebeur in hierdie oomblik van stilte. So as jy sit vandag op 'n plek waar jy sê, my God, dit voel of jy my verlaat het, dan moet jy sê, Here, dankie, iets besig om binne in my te gebeur. Nou gaan jy verstaan wat Jakobus daar skryf. Hy sê, vind dit selfs loutere vreugde daarin dat jy deur sekere goed, daar versoekings en dinge is in jou lewe, dat daar uitdagings in jou lewe is. Hy sê, van daardeur gebeur ietsie binne in jou. Sê ek, dankie Here, as ek so voel, dan weet ek, U is juist nou by my, want U is juist nou besig om iets binne my lewe te kom doen en te kom verander. En dan wil ek hom gaan afsluit deur te sê, dit is wat ons doen in sulke tye, maar hoe leef ons deur hom? Wat moet ek doen om deur hom te kom? Kyk, ons wil nie daar bly nie, nee. Ek wil dis seker nie die lekkerste plek om te bly in the dark night of the soul, 'n plek. Ek dink net aan Moeder Teresa 50 jaar, wie is nog nie 50 nie, steek op jou hand. Kyk, sien, is pragtige klomp mooi mense wat hier sit, nee. Sy het, net prentjie ouens, sy het 50 jaar lank gestruggle met die storie. 50 jaar. So imagine that. So om deur hom te kom, ek dink, daar's 'n paar goed wat ons regtig kan doen. Ek skryf daar in tye van wanhoop, neem hierdie stappe om in jou geloof geanker te bly. Daar's goed wat ons kan doen in tye van stilte. Daar's daar goed wat jy kan doen wat jou gaan deur dit trek. Wat jy gaan voel, daar's 'n krag wat jou hier deurvat. Die een is klou vas aan sy woord en ek skryf hom soos ons hom praat. Klou vas aan sy woord. Die Bybel is 'n onwrikbare anker van waarheid. Moenie die grootste fout wat jy kan maak in donker tye, in stil tye, is om op te hou Bybel lees. Ek kan guarantee you, jy gaan op 'n plek kom waar jy gaan voel ek het inspraak nodig, en as jy dit nie van die woord, van die waarheid van God se woord af gaan kry nie, waar gaan jy dit vanaf kry? Van wie af gaan jy dit kry? Van wat se oorde gaan jy dit afkry? Dis jou anker, is sy woord. Die tweede natuurlik is gebed, volhard in gebed. Gebed is 'n ding partykeer wat jy bid en jy's klaar en jy dink ek het nou gebid, nou kan ek ophou. Maar om te volhard in gebed is om so lank as wat jy in 'n tyd van stilte is, aan te hou en aanhou en aanhou en aanhou. Dis volhard, nê?
aan te hou bid en aan te hou bid en aan te hou bid om te sê, Here, ek gaan volhard in gebed. As dit nou vir 50 jaar lank is, Nehemia het 4 maande, het hy met die Here gebattle oor iets wat in sy hart aangegaan het, toe hy die muur gaan bou. Moses het vir 40 jaar sy skoonpa se vee opgepas, vir 40 jaar het hy gesit en seker volhard, Here, as ek net hier kan uitkom, en verstaan jy, ons, so enigiets is in 4 maande, 40 jaar, nee? Of in Moeder Teresa 50 jaar, het word al hoe verder hoe my stories aangaan, so is al 50 jaar. Maar ergens daar tussenin, is daar 'n prentjie van om te volhard in gebed. Ek skryf daar selfs, wanneer God stil lyk, moet jy aanhou om hom te soek. En ons sing dit. Wat's daai song, Rian? Even if you don't know it, God is working. Hy werk, en hy is besig, en die Heilige Gees is besig. En dan natuurlik die derde een is, en hierdie is 'n realiteit, want God het ons so gemaak, soek fellowship. In tye van stilte, moet jy self nie gaan toesluit, en sê, you know what, I'll go through this on my lonesome self, en ek sal aan die kant uitkom, en dan gaan ek vir almal vertel. Weet jy wat moet jy doen? In daai tyd, vertel vir mense, want ander ouens sit ook daar, en hulle wil ook weet. Moenie net kom vertel, ons het gister ons 'n prayer walk gedoen vir die polisiestasie in Durbanville, en terwyl ons bid en praat, ek en die ene langs my, het so 'n oomblik van 'n getuienis, en ons praat oor hierdie goed, en ons sê, weet jy wat is die groot ding, wat ons as Christene faal om te doen is, ons vertel nie vir mense as ons in die moeilike tye is nie, ons wil net praat as ons deur dit is, want dan klink ons soos heroes, maar praat daar as jy in dit is, want dis wat ouens nodig het om te hoor, as jy in die moeilikheid is, en sê, ouens, you know what, ek is nou op 'n moeilike spot. Fellowship beteken, ek kry ouens wat vir my sê, weet jy wat Rian, ek hoor waar jy is, en ek was ook al daar, weet jy wat ek is daar, en weet jy wat, kom ons bid saam met jou, en kom ons hou jou hande op, en kom ons vertrou saam, en verstaan, so die prentjie is, soek fellowship, omring jouself met gelowiges wat jou kan bemoedig. Ek sluit af met die laaste, en dan gaan ons bid vir oggend. Ek skryf daar, onthou, die stilte is nie God se afwesigheid nie. Dit is sy hande wat jou vorm vir sy glorie. Net soos Jesus die kruis verduur het vir die vreugde wat voor hom was, word ons ook voorberei vir 'n groot doel. Daar's 'n rede, en die Here sê, ek is saam met jou. Ek dink toe Jesus hierdie woorde gesê het, my God, waarom het U my verlaat, het hy iets besef van ons gaan miskien partykeer sulke tye beleef, maar dit gaan goeie tye wees, want hy het die vloek geword, so hy die seer en die pyn eintlik van daai tyd kom uittrek, sodat ons juis God se seën kan voel ten tye van hierdie moeilike en swaar tye in ons lewe. Ek gaan vra die worship team kom vorentoe kom, en as jy vanoggend hier sit, kan jy net jou oë dalk so toemaak, en ek wil vir jou vanoggend 'n gebed doen. Ek wil jou kom lei in 'n gebed. As jy enigsins vanoggend, kom ons wees vulnerable. Dis jy en die Here in hierdie oomblik. Kan jy oë toemaak en sê, Here, as ek eerlik is, voel ek miskien iets wat Moeder Teresa gevoel het. Maybe is there a dark night of my soul moment waar ek nou in is. Here, miskien kan ek eerlik met U wees en vir U vra, Here, maar waar is U in my besluite? Ek weet nie, ek het groot keuses wat ek moet maak. Here, waar is U? Of Here, in my besigheid, of miskien is dit in my kinders se lewe, of in my ouers se lewe, by my werk, Here, waar is U? In my finansies, Here, as ek kyk na my inkomste en my uitgawes en hierdie twee die hele tyd kop stamp, Here, dan wil ek kom vra, waar is U? Here, ek het U so vertrou vir hierdie deurbraak in my man se lewe, maar Here, waar is U? Of in my kinders se lewe, my vrou se lewe, Here, miskien is dit ergens iets wat ek battle in my eie gesondheid. Here, miskien vertrou ek U vir die bo-natuurlike, maar die oomblik as ek daar kom, dan voel dit of ek myself alleen vind, en in myself is dit maar net die natuurlike wat moet veg teen hierdie bo-natuurlike omstandighede, maar Here, vanoggend wil ons op U woord kom staan, waar U ons verseker dat ons nie alleen is nie, dat U by ons is en dat U met ons is. Ek wil vra, kan ons almal opstaan vanoggend? Waar jy is, staan dit gou op.
As jy gemaklik daar is, wil jy net iemand sy hand vat of jou hand op iemand se skouer sit. Wil jy vir daai persoon bid? Hulle bid jy sag. Net daai persoon se naam vir die Here noem. Al wat jy doen is jy sê net Here, ek bring vir Corneille, vir CW, vir Henny, wie ook al, voor U. Here, en ek kom bid dat hierdie brother of sister van my bewus sal wees dat U met hom of haar is. Dis al. Kom ons doen dit net daar. Vir iemand bid, Here, dankie dat U dit doen. Dankie Jesus. Daar waar iemand nou deur 'n moeilike tyd gaan, is daar iemand wat aan daardie persoon vat en sê ek bid vir jou. Ek bid vir jou. Ek bid vir jou. Jy is nie alleen nie. God is by jou. God is saam met jou. Jy het dit vanmôre so nodig dat jy besef daar's mense wat omgee vir jou. Daar's 'n God wat sê maar ek sal jou nie alleen laat nie. Ek is by jou. Ek is saam met jou. Verstaan die tydperk wat jy gaan. Daar's iets wat besig is in jou om te gebeur. Maar in hierdie tydperk moet jy staande bly want ek is by jou. Ek is jou God. Ek is saam met jou. Ek het mense om jou geplaas wat vir jou bid. Ek het vir jou vrou, ek het vir jou kinders, ek het vir jou man gegee, ek het vir jou familie, ek het vir jou bure gegee. Ek het vir jou iemand in die kerk of in 'n selgroep gegee. Ek het eers daar iemand, 'n ma of 'n sussie of 'n boetie of iemand wat vir jou bid. Dis wat ek in jou lewe geplaas het. Mense om jou, hoor dit. En jy sê vanoggend, Marian, ek weet hierdie goed, ek verstaan hierdie goed, want ek ken die waarheid. Inteendeel, ek leer mense oor die waarheid. Wil die Here vandag vir jou sê, maar partykeer is dit alright om net vulnerable voor my te staan. I love you, I love you, I love you. I love you. Here, kom bring die hoop weer terug, Jesus. Kom bring ons na daai punt toe waar ons weer die lig sien, die heerlikheid van God wat skyn, die heerlikheid, Here Jesus, die roeping waartoe ons elkeen geroep het, Here, dat ons weer daardie prentjie sal sien. Maar hoekom bly ons hier? Hoekom werk ek by die plek? Hoekom is ek bevriend met hierdie mense? Hoekom doen ek wat ek doen? Because there's a reason. Die Here het 'n roeping en ek is deel van daai prentjie wat God het oor ander mense. Bid dit in U naam. Dankie Here vir die goedheid. Dankie Here vir die genade. Dankie vir die troue sorg. En dankie Here vir mense wat hier in ons lewens geplaas het, vir fellowship. Dankie Here vir moments of fellowship. Ons bid dit in U naam. En dankie Here, aan daardie kruis het U ook gesê, dit is volbring. Die oorwinning van die kruis in ons lewens. Ons bid dit in die naam Jesus Christus. Amen en amen. Jy kan jou sitplek neem, maar ons gaan nog een sang sing. Ek wil net gou dit sê, Vrydagoggend asseblief, bring ouens, ons gaan aan met hierdie reeks, dan praat ons juist oor daai woorde, dit is volbring. Rian, kom ons worship. Groter as die berge, sterker as die see, lei my deur valleie, ken steeds my elke tree, helder soos die sterre, hemelruim U naam, skrywer van my storie, die woord waarop ek staan. Die woord waarop ek staan. Van my lewe, U hou my in U hand, lei my in genade, koning van my hart. U is die koning van my hart. Oh,
my, ek voel U asem in my, ek weet U's altyd by my, ek voel U asem in my, ek weet U's altyd by my en ek voel U asem in my, ek weet U's altyd by my en ek voel U asem in my en ek weet dat ek weet dat ek weet U is lief vir my en ek weet dat ek weet dat ek weet U is hier by my wow en ek weet dat ek weet dat ek weet U is lief vir my en ek weet dat ek weet dat ek weet U is hier by my oorweldig U liefde vir my volmaak in U heerlikheid en oorvloed U drome vir my U liefde vir my U en ek weet dat ek weet dat ek weet U is hier by